Here, dis goed om hier by U te wees. Dis goed, Here, om in U teenwoordigheid te wees. Dis goed om U te ken. Maar U weet, Here, dat dit vir ons gewoonte kan word en dat dit vir ons iets kan word waarin ons maar sommer net gewoond is, wat ons net doen om dit te doen soos 'n tipe tradisie. En ons weet, Here, as ons dit begin doen, dan is U streng gesproke nie meer in die prentjie nie. Daarom wil ek vanmôre vir U vra en vir U sê en namens almal verklaar dat ons U nodig het, dat ons U teenwoordigheid vandag hier by ons soek. Ons weet U is hier, maar ons vra, Here, dat U ons bewus sal maak dat U hier is as die groot God. Die skepper van hemel en aarde. Dat U in die volheid hier is, nie net so 'n stukkie gestuur het of iemand gestuur het namens U nie, maar dat U in die volheid hier is. Help vir ons om dit te vang, om dit te besef. Help vir ons vanmôre om voor U te kom staan en U in die oë te kyk. Nie omdat ons in die kerk is, nie omdat ons so lekker gesing het nie, Here, maar omdat U die eregas is. Omdat alles wat hier gebeur, alles wat ons is en het, oor U gaan. Dis my begeerte. Dis my smeking, dis my gebed vanmôre. Dat U dit diep in ons harte sal kom skryf. Deur die wonderlike werking van die Heilige Gees. Deur die soenverdienste, dit wat Jesus aan die kruis kom doen het. En deur U wonderlike krag en almag. In die naam van Jesus. Amen. Toe ek en my vroukie op universiteit was, iewers in die proses, het ek besef dat sy iets anders is in my lewe. Dat sy eintlik 'n oulike vroukie is om mee te trou, en toe koop ek vir haar 'n kookboek. En toe sê ek vir haar, in hierdie kookboek is 'n appeltert resep, en ek is mal oor appeltert en room, en dis hoekom ek so lekker goed van lyf ook is, en sukkel om in my hemde in te pas. En ek het vir haar gesê, voor ons trou, as jy die reëls vir hierdie resep volg, en elke keer 'n bykans 100% appeltert maak waaroor ek mal is, sal ek jou aanvaar. Maar as jy dit nie reg kry nie, moet jy maar teruggaan na jou pa toe. Klink dit vir julle reg? Hierdie is nie waar nie. Ek sal net nou so ietsie van die regte storie vertel, want dit sluit ook aan by die preek. Maar ek het spesifiek 'n leuen vertel oor ons twee, omdat ek vir jou wou sê, ek dink ons doen dit met die Here. Ons dink, as ons die reëls in die boek volg, as ons al die wette onderhou wat die Here vir ons sê, as ons dit doen wat die kerk sê, dat ons gereeld kerk toe kom,
As ons al die regte goed doen, sal die Here iewers ons langs die pad aanvaar en die deur van die hemel vir ons oopmaak. Die probleem met so 'n benadering is, en ek dink dis 'n siekte in die kerk waarin ek groot geword het, dat 'n mens nie eintlik regtig weet en rustigheid het daaroor of jy uiteindelik hemel toe gaan of nie. Omdat jy nooit weet, het jy genoeg gedoen. En dit wat ek en jy doen, kan nooit vir ons sekerheid gee nie. Jy weet, ons is sondige mense, ons doen verkeerde goed. As jy jou sekerheid bou op wat jy doen, op die manier waarop jy wette onderhou, op dit wat jy doen vir die Here, dead end. Jy sal nooit seker wees of jy hemel toe gaan. Maar hier is die regte verhaal. Dit kanselleer die leuen van net nou oor die kookboek. Ek is mal oor appeltaart, as jy gewonder het, maar ek het nie vir haar 'n kookboek gegee nie. Die waarheid is, ek het my vroukie lank geken en toe het ek op 'n stadium dol verlief geraak op haar en toe is daar 'n ander knaap op die toneel wat in my slaai kom krap. Sy was toe in Pietermaritzburg, ek in Bloemfontein. En ek het gedink, hierdie girl, ek moet haar nou net kry, ek het haar nou vir hoeveel jaar deur my vingers laat grip, ek moet haar net kry, sy kan my nie ontglip nie, maar elke keer as ek met haar oor die telefoon praat, dan is hierdie ander knaap op die toneel. Ons mans kan ook jaloers raak. En hierdie knaap was 'n ryk man, ryk ouers gehad, baie eiendomme besit in Stellenbosch. Hy was in alle opsigte 'n betere opsie as ek, wat van 'n platlandse dorp af gekom het, wat so klein is, as jy 'n ligfoto wil neem, moet jy eers die boom afkap. En ek het die hele tyd gewonder, gaan ek die een wees? Gaan my vroukie my kies, hierdie enetjie wat ek so mal is oor? Ek het 24/7 aan haar gedink. Ek het later 'n knop op my maag gekry van vrees dat sy dalk die verkeerde een sou kies en dan sê ek daarmee heen. Dan val my hele lewe in mekaar. Ek was, soos die Engelse sê, letterlik consumed met my vroukie. Consumed, as jy gewonder het, Afrikaans beteken om verteer te word. Ek was vrek bang, dit gaan nie uitwerk nie. Ek was desperaat oor Marike. Die dorp waar ek groot geword het, het 'n geweldige groot swembad gehad. Ek weet nou nog nie hoekom nie, het was seker die enigste water in die omgewing. Heerlike munisipale swembad waar ons altyd geswem het en ons het baie gaan swem, want ons het naby die swembad gebly en iewers op 'n stadium het ek geswem eendag en toe's daar 'n boelie, wat my kop onder die water drink en ek het daai dag gedog ek gaan die Here ontmoet in persoon. Ek het amper dood gegaan en hy het gehou en ek het begin smag na asem. Dis al wat ek gedink het, as ek net asem kan kry, dis al wat ek gedink het. As ek net my vroukie kan kry. Psalm 63 sê, Dawid het so gevoel oor die Here. Ek noem dit smag. Dis 'n smagpsalm. En ek dink die Here wil die smagpsalm 63 gebruik om vir my en vir jou te sê, dis sy grootste begeerte, en hier is die tema wat ek
oor my lewe sal skryf en erfdeel as jy my vra. Sy grootste begeerte in die lewe is om naby jou te wees, om 'n verhouding te hê met jou. Dis nie al die ander goed wat bykom van die kerk nie. Ons mense verstaan moeilik dat die kerk eintlik oor Jesus gaan. Nie oor al die rompslomp daar rondom nie. Ons sien, ons beweeg tussen ander godsdienste, ons sien, en mense het al vir my gesê, hoe die Islam 2 of 3 hulle winkels toemaak en gaan bid, en hulle leef so slawe, hulle doen dit en hulle doen dit, hulle is gedurig by die kerk, daar's kerke wat 7 dae in 'n week kerk het. En ons mense wonder, doen ons genoeg? Maar dis nie hierdie doen goed waaraan die Here erg het. Die Here soek jou. Die Here se grootste begeerte is om naby jou te wees, om jou hart te ken en te hê. Sommige van ons het die idee gekry oor Christendom dat ons besig moet wees, en tot my spyt is daar baie dominees en baie kerke wat dit sê, broers en susters, die tyd is min, ons moet werk. Ek gebruik nogal AI, ek is bly ek het dit ontdek. Ken julle dit? Dit is ook al 'n spreekwoord onder andere, kunsmatige intelligensie, artificial intelligence. En ek vra die auntie nogal partykeer 'n goedjies wat ek nie weet nie, of dis nogal goed, want omdat AI doen 'n baie vinnige soektog deur die hele web, wat massief groot is. En dan sit hy alles so voor jou neer. Toe vra ek vir hom, of vir haar, ek weet nie wat dit is nie, of vir dit, wat is die grootste misverstande van Christene en kerkmense, want daar's 'n verskil, ek hoop jy weet al, dat daar 'n verskil is tussen Christene en kerkmense. Kerkmense aanbid gewoonlik die Here sonder die Here. Christene aanbid die Here in die kerk. Ek hoop dit maak sin. Toe vra ek hierdie auntie, wat is die grootste misverstand? Toe sê sy, of hy, dat mense, Christene, kerkmense dink, dit gaan oor, verskoon die Engels, rules, rituals and religious activities. Die Engels het dit so mooi, En ek wonder toe, hoe sal mense dit in Afrikaans vertaal? En ek kom toe op www, kan nie dit minder nie. Ons dink dit gaan oor wette. Oor water en wyn en oor werke. Dis die grootste misverstand wat mense, Christene kerkmense oor die kerk het. Jy ken die spreekwoord wat altyd sê, ons is so besig met die dinge van die Here, dat ons nie by die Here van die dinge uitkom. Dis die grootste, allergrootste gevaar van die kerk. As jy by 'n bediening in 'n kerk betrokke is, dis die allergrootste gevaar van 'n bediening in 'n kerk, dat ons met die Here, die dinge van die Here besig is, maar nie met die Here nie. Dis so gevaarlik dat dit die dood van die kerk kan veroorsaak. Toe ek hier kom, het ek gedink aan die Ocean Gate Titan. Ken julle die verhaal? Ek kan nie dit uitvertel nie. Die ouens het gedink hierdie boot is veilig om mense af te vat en na die Titanic te gaan kyk op die seebodem, en al die instrumente het gewys, alles is alright, en skielik het dit ingeplof van die druk. 'n kerk
wat nie die Here het nie, is so. Dit lyk van buite af pragtig. Erfdeel is so besig, daar is so baie goed wat gebeur. Ons sing so lekker, dit is so lekker om kerk te hou. Maar waar is die Here? Ek sê nie dit is so met erfdeel nie, ek vra die vraag. Mary Lenneberg sê, God doesn't need a performance. He wants your presence. En Hosea 6:6 sê die Here dit in soveel woorde. Hy sê vir die volk, ek wil nie julle offers hê nie, trouwens, ek haat eintlik julle offers. Dit is nou al die goed wat ons doen in die kerk, is die offers vir die Here wat ons bring. Hy sê, ek haat eintlik julle offers, want die offers hou julle so besig, dat julle my vergeet. Hy sê, ek soek jou troue liefde, nie jou offers nie. En kan ek regtig vir jou eerlikwaar sê, en ek hoop jy glo my vandag, dis eintlik al wat die Here van jou vra, is sy liefde. Toe hy die eerste gebod gegee het, het hy gesê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, en al jou verstand, dis die grootste, en die eerste gebod. Die Here. En dis wat Dawid doen, en vir ons van vertel in Psalm 63. In vers 2 sê Dawid, ek soek u, nie iets van u nie, ek soek u persoonlik, ek smag na u. Die woord soek is die Hebreëse woord shakar, wat snaaks genoeg, wat beteken sonopkoms, wat beteken to be early at a task, wat beteken, ek soek u as ek my oë oopmaak in die oggend, eerste ding, want ek kan nie sonder u nie. Die woord smag beteken om te hunker. Dan sê hy verder, my hele liggaam verlang na u, soos 'n dor en droë land sonder water. Ek het gedink daaraan, wat het deur my liggaam gebeur, toe ek bang was, dat Marika daai ander ou sal vat. En dit is hoe Dawid voel oor die Here, en die Here sê vir ons, dit was hoe hy wil hê, ons moet voel oor hom. Passion vertaling sê dit so mooi, en ekskuus dat ek die Engels gebruik, maar dit is my, ek probeer hierdie woorde in jou gedagtes bring. I'm love sick for you. Het jy al gesien as 'n tiener verlief is, o liewe mens. Ons was een keer met vakansie, en Andrei, my oudste, was in 'n trance. Ek het gedacht, die arme kind is siek. Hy sit net heeldag. Hy is altyd 'n besige ou, tot ek later uitgevind het, die man is verlief, en die meisie is myle ver van hom af. Lovesick beteken in Afrikaans liefdesverdriet. Hoor wat sê hy verder vir die Here, I thirst with the deepest longings to love you more, with cravings in my heart that can't be described. Such yearning grips my soul for you, my God. Hoekom ek hierdie goed vir jou sê, hoekom ek dit in die Engels ook gesê het, want die Engels sê dit so lekker sterk, is om vir jou te vra, het jy dit al ooit vir die Here gesê? Het jy al ooit in jou lewe op 'n plek gekom waar jy dit vir die Here gevra het? Het jy al ooit op 'n plek gekom waar jy vir die Here gesê het, Here, ek het liefdesverdriet oor U. Ek smag na U. Is dit hoe jy lewe? Vers 3 sê, ek wil by U in die heiligdom wees, om U mag en grootheid te ondervind. En 'n ander vertaling sê, Here, as ek in U teenwoordigheid is, dan kry ek sommer
nuwe energie. Elke mens, of jy nou 'n gelowige is, of jy myle van God af is, en dit is iets wat ons Christene ook moet verstaan, mense wat ver weg leef van God af is vir hom net so kosbaar, soos almal van ons wat hier sit, soos die mense wat die naaste aan hom is. Vir alle mense het God 'n honger in hulle harte gegee. Meeste van ons besef nie eers dat hierdie krywing wat in ons harte het, is bedoel om ons na die Here toe te trek. Daarom soek ons allerlei ander bevredigings vir hierdie ding in jou hart. Handelinge 17:27, een van die tekste wat ek die meeste in hierdie kerk gesê het, sê, die Here het mense gemaak om hom te soek. God het hierdie honger binne in jou gesit, om jou te trek soos 'n magneet. Omdat hy geweet het, ons gaan in 'n lewe waar ons aandag afgelei word. God het jou honger gemaak vir homself. Nie om jou te straf nie, maar omdat sy diepste begeerte is, en ek hoop jy hoor dit vandag, want dis die laaste keer wat ek het vir jou gaan sê, omdat sy diepste begeerte is, dat jy 'n intieme verhouding met hom moet hê. Baie mense probeer hierdie honger binne hulle stil met allerlei goed. Ek sien dit in myself, ek sien die mense rondom my. Ons is besig. Ons kan nie ophou doen nie. Dit voel asof iets ons dryf om heeltyd besig te wees. En ons besef nie, die drang binne in ons om besig te wees, kom van die Here af, maar hy wil hê, ek moet die energie gebruik om met hom besig te wees. Ons dink as ek in 'n verhouding is met iemand, as iemand my net lief hê, dan sal my hart vol wees, of as ek 'n slag net weer iets nuuts kan koop, so kry ons mense wat net koop en versamel, 'n nuwe kar en 'n sitkamer stel en juwele. Ons is dikwels nie eers bewus daarvan, dat hierdie drang wat ons mense in ons het, wat op verskillende maniere na vore kom, 'n drang is wat God daar gesit het, om ons na hom toe te trek. Ons kry allerlei maniere om die drang te probeer bevredig, behalwe die een vir wie dit bedoel is. As ek net meer geld kan kry, as ek net 'n ander pos kan kry, as ek net dit, sal my lewe vol wees. Die drang wat die Here in jou gesit het, die honger, die soeke na hom, laat jou voel asof jy nie genoeg is. Asof jy nie genoeg het nie. Daarom soek jy die hele tyd om dit vol te maak. Dink bietjie oor jou eie lewe. Maar die waarheid is, daar's net een wat hierdie gat kan volmaak, en dit is God. John Ortberg sê in die Engels, is my so mooi, the soul will be well, for the soul to be well, it needs to be with God. As jy goed wil voel, as jy vrede wil hê, as jy rus in jouself wil kry, is dit net God wat dit vir jou kan gee. Dis net God wat jou rustiger kan maak. En kom ek sê nou vir jou, jy sal dit nooit kry op 'n ander manier nie. Want die God van hemel en aarde het dit goed gedink om hierdie begeerte in jou in te sit, om te smag na meer, omdat hy jou wil volmaak.
John Ortberg sê, as my siel naby die Here is, maak dit nie saak, en hy sê dit snaaks, maak dit nie saak of ek 'n skottelgoedmasjien is of 'n president nie. My siel floreer, nie deur my prestasies en dit wat ek doen en bereik nie. My siel floreer eenvoudig as ek by die Here is. As die Here jou siel vol maak, sal die vrees wat jy het vir mense, wat dink mense van my, verdwyn. Jou worries oor môre sal verdwyn. Die vraag is, en daarmee gaan ek amper afsluit, hoe kry ek my siel vol? Ek het al baie oor dit gepreek, vroeër jare ook. Enigste manier, enigste wat jy kan doen, is blootstelling aan die Here. Om jy soveel as moontlik in sy lig te sit, waar ek hier onder die lig te staan. Dit het ook al baie vir jou gesê, jy moet sorg dat jy onder die lig van die Here is. Jy moet oefen om bewustelik saam met die Here te lewe, nie net te aanvaar dat hy hier vandag is nie, maar bewustelik saam met hom te lewe. Ek het jare geoefen om dit te doen. En ek kom agter my hele wese en my hart gaan spontaan daarna toe, maar nie altyd nie. Ek verloor dit soms, soos die afgelope 2 weke toe daar te veel goed was in my lewe, wat gebeur en wat skeef loop. Maar my siel weet om terug te kom by die Here, omdat ek het vir jare geoefen het. In die oggend as jy jou oë oopmaak, maak 'n gebruik daarvan om te sê, Here, dankie, of soos om Kali sê, goeiemôre Here. Dis al hoe jy jou siel kan oefen om vol te word van die Here. Dis al hoe jy siel op die punt kan kry dat jy nie bang gaan wees om persoonlik met die Here te kommunikeer en persoonlik met hom om te gaan nie. Partykeer voel dit vir ons is nie genoeg nie. Dis al wat jy nodig het. Ek weet daar's baie van julle wat opstaan in die oggend, dan jy 'n hengse lys van goed wat jy moet doen. Bladsye en bladsye vol van take wat jy moet doen. En dis reg so, jy kan nie dit anders doen nie. Maar ek wil voorstel, as jy gaan sit en beplan vir die goed wat jy môre moet doen, skryf tussen elke item op jou dagboek, dink aan die Here is al wat jy hoef te skryf. As jy dit gaan lees môre, en jy lees, ek moet vir Piet bel oor dit, volgende punt, dink aan die Here is al wat jou onderbewussyn nodig het om te oefen, om aan die Here te dink, om jou vol te maak met die Here. Net 2 sekondes tussen almal. Dink doelbewus aan die Here as jy in die aand in jou bed gaan lê, jou laaste gedagte, bid 'n kort gebed, dink in die oggend as jy opstaan aan die Here as jy opstaan, leer jou gees om spontaan na die Here toe te gaan. Raak tuis in die Here se teenwoordigheid, want baie kerkmense is bang daarvoor. En ek wou dit nou nie sê nie, maar dit is op my hart om dit vir jou te sê. Hier is party van julle wat, net soos ek, baie naby aan aftrede is. En ek lees baie oor aftrede. En ek lees dat die mense sê, jy moet sorg vir jou geld, jy moet sorg dat jy besig bly, jy moet sorg vir dit, jy moet sorg vir dat. Maar niemand sê, verhouding met die Here. En jy sal nie, ek waarborg jou vandag met my hand op die Bybel, jy sal nie in rus en vrede kan aftree, al het jy miljoene. En jy alles wat jou hand begeer, al kan jy vir 20.000 jaar nog lewe. Jy sal nie in rus en vrede aftree, as jou, soos ons altyd in die NG Kerk sê, jou saak met die Here
nie reg is. Want as jou saak met die Here reg is, sal jou hart so vol wees, dat jy met R50 'n dag sal kan oorleef. Jy gaan niks anders nodig hê. In Eksodus 33 het die Here, die volk was so jaar lank met Moses in die woestyn en toe kom die Here op 'n dag na Moses toe en hy sê vir my, Pel, ek is nou jammer om vir jou te sê, maar hierdie volk is verskriklik stout, ek kan dit nie meer met hulle hou nie. Ek gaan nie verder saam met jou nie. Ek sal 'n engel stuur wat saam met jou gaan. Toe val Moses neer en hy sê, Here, asseblief, moet my nie 'n tree verder laat beweeg sonder U nie. Hy sê vir die Here, niks is so belangrik vir my soos U teenwoordigheid. Ek het vrede met die beloofde land. Ek het vrede met 'n engel wat aan my verskyn. Hoeveel mense sal dit begeer? Ek het vrede met alles. Maar dit is nie vir my genoeg as U nie saamgaan nie. Ek het nie 'n vrees oor erfdeel vir die toekoms. Want ek weet, die Here is hier. Die Here is in die leierskap. Ek weet dit. En ek dank die Here daarvoor. Maar ek bid vanmôre. Ek wil altyd hê mense moet tevrede wees. Ek dink altyd dat mense tevrede is, word jy 'n regte ou moan-mens. Moan klaar oor alles. Maar as ek aan die Here dink, dan bid ek vanmôre. Dat die Here 'n heilige ontevredenheid in jou hart sal plant. Dat jy nooit met minder tevrede sal wees as met die lewende Here self. Dat jy nooit tevrede sal wees om Sondag kerk toe te kom en heerlik te sing en deel te wees van erfdeel en 'n wonderlike kerk hê om aan te behoort. Dat jy nie met dit tevrede sal wees nie. Dat dit nie vir jou genoeg sal wees as die Here nie self by jou is. Dat jy soos Moses sal kan sê, want dis wat ek doen wanneer ek aan die einde van hierdie maand aftree. Dat ek vir die Here sê, nie sonder U nie. Nie sonder U nie. Want as U by my is ek vol. Het ek alles wat ek nodig het. So ek bid vir jou, nie om jou sleg te kry nie, om jou te bevoordeel. Bid ek dat die Here jou die mees ontevrede mens op aarde sal maak. As dit by die Here kom. Ek hoop jy verstaan dit. Kom ons sit vir 'n oomblik voor die Here. Hemelse Here, mag U deur die goedheid gee dat hierdie gemeente en hierdie kerk en hierdie mense en ek wat hier staan en almal wat hier sit, dat ons elke oomblik van elke dag sal smag na U en dat ons nooit tevrede sal wees met minder as dit nie. Al het ons al die rykdom in die wêreld, al het ons al die voorspoed en geluk, al het ek alles wat ek nodig het, dat ek my rug op het sal draai en daarvoor sal nee sê, as U nie daar is.
dat ek en al die mense hier vir u sal sê soos Moses, as u nie verder saam gaan nie, beweeg ons nie 'n tree nie. Ek weet, Here, u hou daarvan ons so sulke goed vra, want ek weet u is mal oor mense, en u hou daarvan om naby ons te wees, Here. En ek bid, dat u hierdie begeerte vandag sal uitstort, oor erfdeel en op almal van ons wat hier is vandag. En ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.